Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is in ons program, ons gesels oor alles en nog wat. En by voorbaat vra ons dan nou om verskoning as ons syne so bietjie dip. Nou is nie net ons syne wat gedip het nie, liewe Veronica is ook so bietjie, hoe sê hulle, onder die weer. Ja. Met 'n verkoue en 'n grieperigheid. So in hierdie nood sê ons vir almal, pas julle op en bly regtig net warm. So goeiemôre, Jackie. Hallo Leonie, ja, is ons twee hierso. En dan die een wat ons in die lug hou, lekker klink dit, Chantay. Ja, sy is maar goed met wat sy doen. 'n Regisseur en klankingenieur en sy gee ons net science en ons val in. Baie welkom luisteraars, lekker om julle hier te hê. En jy weet Leonie, dit is snaaks hoe mense gedagtes hardloop. Toe jy nou praat van dip, toe dink ek aan daai jare toe ons beeste en skape sien dip het. Was dit nie interessant nie? So, ja, Leonie dan, die opgewondenheid is, laasweek het Amanda Bruitendag gewen by NAMO, Ja, een van ons pryse, wat ongelooflik populêr geword het, en vandag het Leonie weer 'n leidraad. ja, so luisteraars, julle kan nou op ons Facebookblad kan julle oopmaak en dan kan ons kyk daarso en dit is nou ons 4de raai kompetisie. So vir elke besigheid wat ons ondersteun met so 'n prys wat hulle weggee, waardeer ons regtig baie. So luister nou mooi, radioluisteraars, want hier is 'n groot prys wat jy nie wil mis nie. Flora Fynbos hoor 'n klop aan die deur. En sy maak die deur oop. Op daardie stadium is daar 'n groot opgewondenheid in haar huis. Klomp geluide wat regtig baie opgewonde is om hierdie persoon te sien vir wie Flora die deur oopmaak. Vir wie maak Flora Fynbos die deur oop wat baie opgewondenheid in haar huis bring. Yes, Leonie, ek het gedink. Toe ek daai eerste sinnetjie lees van as 'n klop aan die deur, toe dink ek dadelik, o hel, dis SARS. Maar toe ek dit nou verder lees, toe sien ek, nee, ek is nie opgewonde as dit klop nie. Dit is so interessant en ek wil graag die antwoord weet. Ja, kyk, as daardie nou kan juig en jubel van opgewondenheid, dan sou hulle dit regtig gedoen het. Maar kom ons kyk wie is reg. Daar is nou al 393 mense wat gekyk het, maar wat nog nie weet nie. So, laat weet ons asseblief, ons het een antwoord gekry wat verkeerd is, wat gesê het wax en whiskers, Felicity Botha, en ek het gesê amper reg, en daar gee ek nog 'n klou weg, maar ons gaan aan met die program. Yes, interessant, dit is so opwindend. En is dit nie lekker om iets te wen nie? Weet jy wat, daai blydskap is net 'n sukses. Nou ja, luisteraars, die naweek is verby, dit was 'n lang naweek. Skole was toe tot gister toe. Vandag gaan die eksamens weer aan, verstaan ek. En nou is dit weer skouer aan die wiel sit, tot die vakansie aanbreek. Einde van die maand, soos ek verstaan. Nou ja, is dit nie opvallend dat, as jy nie meer kinders op skool of universiteit het, verloor jy heeltemal tred met vakansiedae. Die ouers hou ons op hoogte. Nou ja, dankie weer eens. Ons sê dankie vir al namens Radio Fynbos. Baie dankie aan al die toerisme wat Stilbaai kom besoek het. Nie net Stilbaai nie, ons hele streek. Ons is so afhanklik van toerisme. Dankie dat julle hierdie streek gekies het as julle vakansiebestemming. En dan natuurlik, dankie aan al ons duisende luisteraars. Dit is die lekkerste. Wat Radio Fynbos gekies het om na te luister. Daar is soveel baie radiostasies deesdae op die lug. En julle Radio Fynbos gekies het, is vir ons 'n eer. Baie dankie daarvoor. Soos julle weet, is dit nie net in hierdie streek nie, Leonie, dis landwyd. En soos ons nou die dag gesê het, dis 'n next level radio station en ons saai rondom die globe uit. Hoe lekker is dit om dit te sê. Ja, nee, omtrent hoor. So dan het ons afgeskop met 'n lied van Sugar. Ja, is dit nie 'n ou hier daai wat 'n lekker ritme het nie. En ek hoop daai dames wat altyd met die besems gedans het, dans weer met die besems. Ons probeer elke keer nou net voor die program iets speel wat bietjie opgewek is, want dit is wat Radio Fynbos is, opgewek en positief.
En dan ons versoeke kom van Rina Pretorius. Rina Pretorius van Stilbaai. Dankie Rina dat jy ingeskryf het. En ek het al baie geleer oor hierdie versoeke wat die luisteraars instuur. Het ek baie liedjies al geleer. En hier's een wat ek weer geleer het van Rina Pretorius. Let the Children Have a World van Dana Winner. Hoe pragtig is dit nie? En hierdie een, of course, is een van my favorites ook, I Have a Dream van Westlife. Nou Rina stuur dit aan al die mense en al die kinders en dit, en natuurlik glo ek, of ek glo nie, ek weet, ook vir haar man, Dr. Thuis. Thuis luister lekker saam, vergeet van die siek mense om jou. Luister lekker saam Thuis, Pretorius, en dan natuurlik vir Gert ook. Gert is hulle seun, en dis die man wat julle altyd sien in die dorp rondloop met 'n Bluebird jersey aan, en hy praat graag rugby. Gert, lekker luister hoor. En Rina, baie dankie vir jou deelname, hoe dit werk. Ons gaan gedurende die program een van jou liedere speel, en na die program weer een. Lekker luister en moenie afskakel nie. Leonie, nou kom ons by sport. Ja, nee, jy gaan nou maar voorvat met sport, Jakkie. Die naweek was maar stil vir rugby-uitsendings, behalwe die Toyota uitdagbeker, waar net die Cheetahs, die Griquas en Pumas deelneem. En ek verstout my om te sê, al drie het gewen. Ek weet definitief die Cheetahs en die Griquas het gewen. Ek glo die Pumas ook. En dan 'n teleurstelling. Weet jy, ek het so begin kyk na hierdie T20 van die dames cricket. En ons het hulle teen die vloer gehad. Maar toe knak ons. Ai, ek was so teleurgesteld. Want volgens my het ons die wedstryd in die sakkie gehad. Nou ja, ons hou duim vas vir die volgende keer. Nou ja, dan Vrydag aand, mense, groot eindstryd. Die bulle. Dis 'n groot eindstryd wat kom. Dan Saterdag begin toets rugby. Dit word nie geklassifiseer as toets nie, is 'n ware toets nie, alhoewel die bokke daarin speel. Maar dis nie toetsnasie soos ek verstaan wat hulle sê nie. So dan speel die SAA span. Vroeger jaar het ons gesê SAA, dan vlieg jy SAA, maar hierdie is die SAA span, nie die B span nie. Die A span speel teen Zimbabwe. En ek kon nie verstaan, hoe speel ons dan nou teen Zimbabwe? Wat se krag het hulle? Toe sê iemand nou die dag vir my, tik hy op my vingers op die groep en sê, het jy nie geweet Zimbabwe het gekwalifiseer vir die World Cup nie? Nou ek het dit regtig nie geweet nie. Dankie, maar ek glo Rassie weet wat hy doen. Of ek glo nie dit nie, ek weet dit. En dan kom die Springbokspan teen die Barbarians te staan. Gewoonlik is dit tradisionele hardloop rugby, ons hoop dit is so. En dan het ons nou Sondag man of the match. Ja, hoor hoe mooi uitgedruk is dit. Met Vadersdag, so julle het nou kans om nou tot voor Sondag geskenke te kry. Ja, ons sê altyd by Radio Fynbos, dit is nie afdwingbaar nie, maar ek glo tog dat 'n pa baie belangrike rol speel in 'n huis, en dat hy die eer verdien, en net daardie dankie sê. So vergeet of jy nou mense ryk maak of wat ook al, dink daaraan hoeveel rykdom jou pa of jou man vir jou bring, en dan kan jy mos nou maar daar volgens ook net hulle seën en hulle bless. Dankie Leonie, ja ek het nou die dag 'n interessante ding gehad van 'n jongerige dame, dit is vir my so lekker is, as mense, kom ek gebruik die Engelse woord, as mense mekaar chirp, want ek vra toe vir jongens, jou planne in plek oor op Vadersdag, en sy sê vir my, jy weet om Jakkie, Moedersdag was dit stil, en nou is daar skielik 'n bohaai oor Vadersdag. Toe lag ek van net. Ek het nou die boodskap gekry van Veronica, sy sê sonder my energie dip julle. So ons vra om verskoning, dat ons so nou en dan 'n dip vang, dis maar ons mense of ons internet wat so maak. Hou maar duim vas en onthou, Vrydagmiddag 4:00 saai ons weer uit, of herhaal ons het oorstrykkelik oor hierdie woorde, herhaal ons die ding, dan behoort dit sonder dip te wees, en dan volgende week kom die video uit, op podcast uit op ons YouTube. Nou ja, dan damme, ja, ek kon nie wag om dit te sien nie, en op te som, dis maklik om hierdie keer dit op te som.
Al ons damme is 100% vol behalwe die Orange Grove. Is dit nie great nie? Wonderlik, regtig. Daar was baie skade gewees, maar saam met die skade saam is daar ook baie seëninge gewees in hierdie reën wat ons gekry het, wat ons so nodig het. En dan het die Goukou rivier ook afgekom en waterjasinte saamgebring, so jy gesien het op baie Facebook-bladdens. En die waterjasint is dan 'n drywende waterplant wat in riviere, damme, mere en ander vars watergebiede gegroei het. Ja, en baie mense was bekommerd geweest oor die jasinte wat die see ingaan, maar 'n jasint kan nie oorleef in soutwater nie. En so hy gaan dood anyway. Dis hoe die natuur werk. Ek dink ons groot hoop was geweest dat die rivier gebalanseerd afkom om die sandbanke ook saam te vat. Ek weet nie of dit gebeur het nie, ons sal 'n bietjie kyk as die water was vir 'n ruk lank baie bruin geweest. Maar ja, ons hou duim vas. En dan het ons 'n vraag. Ja, ken jy hierdie woord, Leonie? Ek het nie geweet dis die naam nie, maar ek het dis 'n instrument. Ja, die eerste naam het ek nie geweet van is dit 'n glockenspiel? Ja, Die xylofoon weet ek daarom wat dit is. ek het nie geweet wat dit is nie. So luisteraars, julle het nou die nommer, laat weet ons bietjie of julle weet wat is 'n glockenspiel of 'n xylofoon. Ja, dis interessant, en mense sien dit min eintlik, né? Ek wonder of hulle nog speel in bands met dit. En dan iets, Leonie en luisteraars, wat my regtig baie beïndruk het, is die Japaneese toeskouers by sokkerwedstryde. Hulle reken daai Japaneese toeskouers by sokkerwedstryde waar hulle sit, jy kan ook sien toe hulle speel, het hulle almal blou gewaai. Hy blou is nie 'n vlag nie, dis 'n blou plastiek sak. Ja, dan maak hulle skoon. Hulle maak skoon, daai hele blok waar hulle sit. Wat 'n wonderlike voorbeeld is dit nie vir elke land nie. Yes, kan jy glo daai respek, en hulle sê, dit weerspieël hulle respek vir mekaar, en vir die mense om hulle. En hulle sê, ek het ook gelees, nie net hierdie keer nie, vorige keer ook, het ek gelees dat die span se spankamer is spotless as hy daar uitloop. Die vloer is skoon gewas, alles is skoon. Hulle loop daar uit en dit lyk eintlik beter as wat hulle ingaan. Dit vertel van dissipline. Lekker om dit te hoor, né? En daarvoor het hulle by wyse van spreuke 'n goue beker gekry, kan ons maar sê. Ja, nou ja, luisteraars, vir die volgende statistiek of inligting moet julle nou maar vassit, want toe ek hom so vinnig gelees het, dink ek, wow, nou verstaan ek baie dinge beter. Maar ons gee erkenning aan jou nou van Weekend Breakfast vir dit. So hoeveel dink julle gebruik 'n selfoonlaaier, 'n elektriese kombers, en ons praat alles per uur? Ja, ek weet, Leonie, toe ek hierdie goed lees, ek het nie kennis van dit nie, obvious nie. En toe was ek half senuweeagtig om dit te print, want ek is bang, ek was nie seker of Gerard, wat die ingenieur is, hier by ons gaan sit, en vir my sê, nou praat jy nonsens nie. Maar nou is hy nie, nou kan ek dit sê, en agterna, dan as hy dit vir my sê, dan loop ek net weg. Nou mense, dit is ongelooflik interessant. 'n Selfoonlaaier 8 kW per uur, en dit is om en by R28 'n maand. En onthou, hierdie is alles gebaseer op gemiddeldes. Party mense het hoër, party mense kan laer wees, afhangende van jou tarief, maar ons praat van kilowatt per uur, alles gemiddeld. Elektriese kombers, 9 kW per uur, is R32 'n maand. Ek het eintlik gedink hy vat meer. Maar anyway, ek dink die dames wat gou koud kry sal bly wees om dit te leer. Wi-Fi router 10 kW per uur, of R35 'n maand. Haardroër 11 kW per uur, of R40 'n maand. Mikrogolf 18 kW. Wel, as 'n toaster ook wat 12 kW vat, wat R42 'n maand. Mikrogolf 18 kW, R63 'n maand. TV 22 kW per uur, so om en by R77 'n maand. Die elektriese ketel, hier begin dit alles nou klim, 25 kW per uur, of R88 'n maand. Kyk hier die wasmasjien, 30 kW per uur, R105 'n maand, en dit sluit nie die water in, onthou dit. Dan, ons praat nie van ou yskaste, ons praat van die nuwe wat energie spaar. Nuwe era yskas, 40 kW per uur, of R140 'n maand.
Airfryers was ek nogal verbaas. 45 kWh of R158 'n maand. Ek het gedink dit gaan minder wees. Jou swembadpomp hier klim my nou vandag. 9 kWh of R315 'n maand. Tuimeldroër 90 kW of R315 'n maand. Stoof of oond 135 kWh R472 'n maand. Verwarmer, ja, sit 180 kWh of R630 'n maand. En dan jou grootste verbruiker op die stadium wat ons opsom, 240 kWh of R840 'n maand. Nou, agterna was ek spyt toe ek nou hiernatoe ry, toe dink ek moes alles opgetel het en 'n groot totaal gekry het. Ek dink ons sal ons hande saamslaan. Maar ja, dit was net 'n vergelyking, dit laat 'n mens fokus. Soos die ou mense altyd gesê het, as jy uit 'n kamer uitloop, sit die lig af. Dit is maar 'n ding wat by jou ingebore is of nie ingebore is nie. Wil nie nog aan 'n skoolvakke toe? Of sal ons eers Rina Pretorius se song Kom ons speel? luister Rina Pretorius se song. Wat sê ons regisseur? Ja, nee, wat thumbs up. Dis soos ek al ken. Hier kom hy Rina, lekker luister jy Gert en tuis. As sy Radio Fynbos luisteraars, ons glo julle het dan hierdie lied geniet wat Rina Pretorius aangevra het. Let the Children Have a World van Dana Winner. So, wanneer laas het julle wat nie kinders op die skool het nie gekyk wat skoolvakke deesdae is? So met verloop van die tyd het die onderwysstelsel en die samelewing verander, baie vakke dalk die meeste het oor die jare nuwe name gekry. Huishoudkunde nou, verbruikerstudie, wat nie meer net opkook en naaldwerk fokus nie, maar op entrepreneurskap, voeding en verbruikersbewustheid. Ja, ek dink in ons tyd was dit iets soos, ons het huishoudkunde gehad, maar ek onthou self toe ons in hoërskool gegaan het, wat dit na 'n vak soos LO toe verander het. LO, ek onthou dit. Wat, het jy 'n vak gehad, Leonie, op die skool wat jy nie baie van gehou het nie? LO was hoeka 1 gewees, maar dit was in ons liggaamsoefeninge Ja, gewees. het jy nie daarvan gehou? Nee, want ek hou nie daarvan om rondgesjant te word nie. Of om gesê te word, jy moet dit nou so doen of so doen, want dan is daar kindertjies wat dit nie so kan sterk doen nie en hulle word afgekraak en afgelaag en dit is hoekom ek nie van dit gehou het nie. Want ek het daardie kinders altyd probeer help. Ja. Nou, tikskrif het plek gemaak vir rekenaars, kyk hierdie lang woord, rekenaar toepassingstegnologie, of 'n afkorting is RTT, na mate tegnologie die werkplek verander het, en 'n groot rol in vandag se lewe speel. Biologie vandag bekend as lewenswetenskappe, breër wetenskaplike benadering. Dit snaaks baie keer nie net in skoolvakke nie. Dit snaaks baie keer in die daaglikse praatwyse. Verander ons baie keer name om dit sagter te laat klink, maar is eintlik maar dieselfde. Ek praat nie nou van vakke nie, ek praat van ander dinge in die lewe waar dit mense nie 'n kru woord wil gebruik en dan kry hulle 'n sagter woord, maar dit beteken dieselfde. Nou, natuur en skeikunde het fisiese wetenskap geword. Huistaal en eerste addisionele taal is benamings wat met die huidige kurrikulum sterker na vore gekom het, eerder as die ou onderskeid tussen eerste en tweede taal. En deesdae word dit wêreldwyd nogal hoog aangeprys as jy tweetalig is. Ja. En ons onderskat dit, want ons is eintlik tweetalig in Suid-Afrika. En mense onderskat dit. Minimum is eintlik tweetalig. Dan kry jy ander wat nog meer tale kan praat. Ja, en handel het dan uitgebrei na besigheidsstudies, rekeningkunde en ekonomie. Naaldwerk en sekere praktiese vakke het ontwikkel tot meer gespesialiseerde tegniese en ontwerpgerigte vakke. Aardrykskunde en geskiedenis het wel hulle name behou, maar die inhoud daarvan, dink ek, het drasties verander. Ja, geskiedenis was my nagmerrie vak. Want hoekom dit so was, ek het altyd gesê, dit het gebeur, jy kan niks daaraan doen nie, hoekom moet ek nou iets daaraan leer? En tot vandag toe, hou ek nie daarvan nie. En ek het 'n vriend wat ongelooflik lief is vir, en ek dink ons dogter en kleindogter ook, is baie lief vir museums en dit.
Ek weet nie, want ek weet nie, ek kan nie my kop agter dit kom, hoekom moet ek nou worry daaroor nie? Jy moenie worry nie, jy moet net rustig loop en na alles kyk. So, hoe sien die oumas en die oupas dit, Jakkie? Wat sê die kind tog as hy sy maths moet gaan doen? En hoe op aarde moet ek hom help? Nee wat, ek gaan eerder sport kyk en seepies kyk. Is dit nie waar nie? Ja, in tegnies gesproke was somme nooit die amptelike naam van die vak nie. Dit was maar die alledaagse benaming wat mense gebruik het vir rekenkunde en later wiskunde. Vir ouer geslagte was somme die praktiese deel. Optel, aftrek, maal, deel. Vandag sluit wiskunde veel meer in. Dis algebra, dis meetkunde, dis statistiek, waarskynlikheid en ander abstrakte konsepte. Jy's Leonie, ek het gesien, luisteraars, baie keer kyk ek na sulke klips, dan sien ek hoe vereenvoudig hulle eintlik wiskunde deesdae. Dat jy dit maklik uit jou kop uit, soos, ek het nou die dag gekyk, die vierkantswortel van 'n getal. Nou, daai tyd was dit nag geweest, want jy het lang formules gehad. Nou is dit so vir hulle, ek kan nie onthou eers nie, hierdie een syfer sit dit by daai en trek hy een af en daar sy. Dit is so interessant hoe dinge vereenvoudigheid, en dis iemand wat dit gesit en uitdink het, en hoekom toe? Maar dit het ook jou verstand ontwikkel, né? As ek reg dink. Ja, maar dit is so, nee, mense het nooit verstaan, hoekom het dit altyd die verskriklike stappe wees nie. En eintlik, as jy by die antwoord uitkom wat reg is, nou, wat maak dit nou saak? Ja. Nou, benaming verander het, en dit kan nie indruk skep dat daar 'n jaar verdwyn het. En ons praat nou van die standaard 10's en graad 12's. Maar as mens die hele skoolloopbaan van sub A tot matriek vergelyk, is daar steeds 12 skooljare voor matriek. Net graad 12 wat dieselfde eindpunt is as die ou standaard 10. Ja, en dit was 'n aanpassing toe hulle dit verander het van daai name af na dit toe. Ja, dan het ons vir die luisteraars nog 'n vraag. Dink so 'n bietjie saam met ons. Moet skole kinders net akademies voorberei of moet hulle ook toegerus word om die emosionele en sosiale uitdagings van die lewe te kan hanteer? Ja, dis 'n interessante vraag en daaroor kan 'n mens lank praat as jy wil. Dit bring ons by PSW, persoonlike en sosiale welsyn. Lewensvaardighede veral in die grondslagfase. Dis graad R tot graad 3 en intermediêre fase graad 4 tot 6. Vir my is dit seker een van die belangrikste dinge in die lewe. En dit is jou persoonlike ontwikkeling en emosionele volwassenheid. As 'n kind dit leer, dan kyk jy die wêreld vierkantig in die oë, dink ek, op die ou einde. Ja, en ek is absoluut 'n voorstander daarvoor, veral in vandag se tyd. Ons kan die kant toe praat, ons kan daardie kant toe praat, maar dit is nie meer soos toe ons kinders was nie, en soos toe ons na skool klaar studeer het en alles nie. Dit het totaal en al regtig 'n geveg geraak. En as die luisteraars wil kyk ook na die lied, wat sy naam Dood is, as Chantay my net kan help, wie is die sangers daarvan, en dan word daar gesê, in die lied, hulle is nie bang vir die doodsertifikaat nie, maar die jong mense vandag is bang vir al die druk, en al die mislukkings wat dalk in hulle lewe oor hulle pad kan kom. En as jy dit hoor en luister daarna, dan vat dit regtig jou hart, en dit raak jou, en jy besef eintlik, maar watter stryd het die jong mense vandag om regtig te oorleef, en ek praat van in ons land, dit wat aangaan. Ja. Wat hulle emosionele toestand in hulle lewe is. Weet jy, die ding is, baie hang af van hoe die ouers hulle emosioneel ondersteun. Moenie daai emosionele druk op hulle sit nie. Het sy dit met vakke, natuurlik moet jy 'n sekere standaard stel, maar hê insig ook. Jy sal nou beter weet, Leonie, jy in jou veld. Moenie jou kind afkrak as dit nie nodig is nie, maar tog moet jy ferm handhou. Daai balans wil ek nie vandag weet. Ja, en om hulle nie te vergelyk nie.
Jy sit jou kind emosioneel soveel jare terug, maar aan die einde van die program gaan ons gou vinnig praat oor 'n opname wat ons môre dan met Dr. Botha gaan doen, juis oor hierdie tipe dinge. Maar kom ons gesels verder, en dan is ons hierso by selfkennis en die selfbeeld ook. Ja, wie is ek? Weet jy, as jy jonk is, kan jy nooit daai vraag lekker verstaan om te sê, wie is ek nie. Tot jy eendag die pennie drop en jy vind uit, wie is jy? Wat is my sterkpunte en hoe ontwikkel ek selfvertroue? Groot vraag. Emosionele ontwikkeling is erkenning en bestuur van gevoelens soos woede, hartseer en frustrasie. Dit is so waar. Verhoudingsvaardighede. Ons het nou net gepraat van die Japaneese toeskouers. Daai respek, empatie, samewerking, oplossing van konflik. Oplossing van konflik. Dit is so belangrik. Die regte woord op die regte tyd. Ons het al hoeveel keer gesê. Jou tong pas op. Regte en verantwoordelikhede. Om verantwoordelik op te tree teenoor ander. Hierdie, weet jy, Leonie, hierdie is eintlik die basis van die lewe. Dis die basics. Respek vir die ander. Jou veiligheid, persoonlike veiligheid, die erkenning van gevaarlike, onveilige situasies en om hulp te vra wanneer nodig. Moenie te trots wees nie, vra hulp. Daar's nooit ooit 'n dom vraag nie en vra hulp ook. Mense sal help. Diversiteit en inklusiwiteit, begrip vir mense uit verskillende agtergronde, kulture en vermoëns. Ek dink hierdie is 'n groot uitdaging deesdae vir ons. Baie van ons het baie geïsoleerd groot geword. Nou word ons blootgestel aan baie ander kulture en dit. En respekteer dit net. Soos jy wil hê hulle moet jou respekteer hulle ook. Nou gesonde leefstyle. Nou mense, ek hoop nie dit dip nie. As dit dip, praat nou nie van die gesonde leefstyl nie. Ons praat van Radio Fynbos. Ons is besig met ons gesels oor alles en alwaar. En ons luister nou vandag na Rina Pretoria se versoeke wat ons een gespeel het, 'n pragtige diepsong. En daarna gaan ons luister na die program na 'n ander song wat sy gevra het. Dankie Rina. Gesonde leefstyle, basiese beginsels van fisieke en emosionele welstand. Leonie, daai emosionele welstand is 'n groot ding in die lewe, dink ek. Dit is nie net by die jong mense nie, maar regtig ook by volwassenes. Is dit is 'n groot woord en dit is regtig, kan ek sê, 'n onderwerp vir 'n ander dag wat mense absoluut 'n lang gesprek oor dit kan hê. So ons gesels bietjie, is daar dan 'n verskil tussen gewone skole aanlyn en onafhanklike en tuisonderrig? Ja, verskille lê dikwels meer in die kurrikulum, assessering en onderrigmetode as in die vakke self. Die groot verskil is dat die leerders dikwels meer buigsaamheid het in vakkeuses. Finale eksamens word internasionaal gestandaardiseer. Aanlyn Cambridge skole bied dieselfde kurrikulum. Die leer vind meestal digitaal plaas. Ja, ek glo daar's baie pros en cons wat mense oor gesels van homeschooling en van gewone skole en dit. Ja. Dis maar 'n balans wat die ouers moet hou. Kind wat in die skool is, kan geboelie word of nie geboelie word. Die kind wat aanlyn is, kan miskien nie konfliksituasies hanteer nie, tensy die ouer hulle blootstel daarna aan situasies. So, Ja. as die ouers emosioneel volwasse is, glo ek, hulle gaan die balans reg hê. Ja, en ek dink jy moet regtig jou kind se geaardheid opsom en jy moet ook absoluut kyk wat is jou kind se leermetode. Want 'n kind wat byvoorbeeld navorsing doen, gaan baie makliker by 'n aanlyn of 'n onafhanklike tuisonderrig gaan hulle baat by vind, as 'n kind wat vervelig is in skoolvakke. Ja. So hierdie kind wat jy kan sê wat tuisonderrig kry, soos hulle homeschooling praat van, is alreeds gereed gemaak
om tesisse en wat ook al te skryf. So jy moet kyk na jou kind se temperament, jy moet kyk na jou kind se geaardheid en jy moet kyk of jou kind op 'n plek is en dis 'n baie belangrike ding. Voel jou kind eintlik dat enige kind sal seker sê skool is 'n tydbors, maar regtig in jou kind se toekoms of skool nie 'n tydborsplek is nie. Want jy kry 'n kind wat in homeschooling in 2 jaar, in 1 jaar sou gedoen het. En dan moet jy dit in ag neem. Ja. Wat het jou kind nodig vir die toekoms? Wat wil hulle word? En om meer aandag aan dit te gee, wat wil jou kind eendag word, nie wat jy wil hê jou kind eendag word nie. Want daar is die emosionele ondersteuning baie belangrik. Want ons sit baie keer in werke en in posisies waar ons sielsongelukkig is en as ons sielsongelukkig in dit is, wie maak ons ongelukkig? Al die mense om ons. Maak jy nagmerrie van daardie mense se lewens. En as ons meer kan kom by 'n plek net om gelukkig te kan wees, soos weet jy wat vir my gister so baie mooi was en dit het my hart so gevat. Ek het Gerard was in Mosselbaai gewees en daar is 'n vroutjie wat die karre oppas. En toe ons nou van haar af weggery het, toe sê ek vir my man, weet jy, hierdie vrou is so gelukkig in wat sy doen. Dit is wat sy moet doen. En dit is wat ons baie keer vergeet. Ons kyk baie keer neer op goed. En dan besef jy nie hoeveel geluk wel. En ons praat net nou van ons is 'n radiostasie op 'n next level, maar sy is regtig iemand op 'n next level. Ek kyk op na daardie vrou. Op watter manier, jy weet, sy mense behandel, sy mense bedien. Sy behandel jou absoluut asof jy die koning is, asof jy die koningin is. En dit is nie vir die voetjie nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is almal wat sy so behandel. En sy is happy. Ek wil nie eers die Afrikaanse woord gebruik gelukkig nie, want gelukkig is nog beskryf nie wat in daardie vrou se oë is en wat in daardie vrou se houding is nie. So ja, dit is belangrik. Ja, so van oë gepraat, sulke dinge is 'n eye-opener in 'n mens. Refocus jou lewe baie deur partykeer sulke goedjies te sien. Ja. En ek dink dit is so waar wat jy sê, Leonie. Nie een van ons is op die aarde gesit met die reg om te kan neerkyk op ander mense nie. Nie een van ons het daai reg nie. Ja, want jy kan maar wees wat jy wil. Ons kan vra, wat is die werklike rykdom? Nou, is dit om gelukkig te wees, of is dit om gelukkig gemaak te word deur goed? Dis waar, ja. Wat tydelik is. Ja. Maar nou, op 'n ander noot, ek was in 'n gewone skool gewees, en dit is, ek dink daar het ek my liefde vir die lugvaart gekry, want, onthou julle, daar was swart borde gewees, en met 'n wit kruite en alles, nou daai was die eerste droom wat ek gesien het, toe daai borsel na my toe gegooi word. Toe sien ek, ja, hier's 'n droom, ek het dit geleer. Maar anyway, opsomming, kom ons doen nou opsomming. Rina, moenie vergeet om na die program te luister, na jou song nie, né? Jy en Dr. Thuis en Gert, julle moet lekker luister. Vakke self verskil nie altyd dramaties nie. Die grootste verskille lê in hoe kinders leer, hoe hulle geassosieer word en hoeveel buigsaamheid daar in die kurrikulum is. Daai is 'n groot ding, die buigsaamheid. Verskeie skole bied 'n gestruktureerde CAPS benadering. Cambridge fokus op internasionale kurrikulum met spesifieke eksamen, terwyl tuisonderrig die meeste aanpasbaarheid aan die individuele leerder bied. Ja, dis presies wat Leonie net nou gesê het. Geen benadering is noodwendig vir alle kinders die beste nie. Die geskiktheid hang af van die kind se leerstyl, daar sê, gesinsomstandighede en beskikbare ondersteuning. Ek het al baie daaroor gedink. Gesinsomstandighede. As jy vanaand by die huis moet kom en jy moet by 'n kers leer, dit kan nie maklik wees nie. Dit moet vasbyt wees. Nou ja, as jy 'n ouma of 'n oupa is wat vandag saam met jou kleinkinders huiswerk moet worstel, hou moed. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Soms is die grootste hulp bloot om daar te wees, saam te lees en saam te leer. En wie weet, dalk slaag ouma hierdie jaar ook met vliegende vaandels. Nou ja, mense, ons is kom aan die einde van ons program.
Maar ons herinner julle nou net weer, gaan kyk op ons webwerf, daar's 'n vraag. Julle gaan 'n lekker prys wen. En laasweek het Amanda Breitenbach 'n Namo se prys gewen, dankie Namo. En hierdie week is daar weer een. Hy wag, Leonie, hou die foon dop dat julle moet antwoord. Ja, nee, ons hou vir hom dop en onthou nou net, Flora Fynbos maak die deur oop en daar is 'n groot gejuig in haar huis. As hierdie persoon voor die deur staan, wie staan voor die deur? Wie is die een wat die gejuig in jou huis veroorsaak? Daar sê, en dit is dan nou dit gewees, en dan wil ons net die luisteraars daaraan herinner, om asseblief op ons Facebookblad te gaan, en dan kyk julle ook, dat ons 10 uur, Vrydag, die onderhoud gaan uitsaai, wat ek môre met Dr. Andrei Botha gaan voer, en ons praat daaroor of jy angstig voel, oorweldig of depressief voel, wat die simptome hiervan is, wat die hulp is, en hoe jy by herstel kan uitkom. Onthou net iets, as 'n mens in hierdie omstandighede is, en jy is bang, en jy is so oorweldig, en depressief, dan voel mens altyd alleen. En omdat dit dan ook die maand is, van geestelike gesondheid, veral aan die man se kant, gaan ons môre dan 'n goeie onderhoud hê met Dr. Andrei Botha, wat dan uitgesaai word, 10 uur, Vrydagoggend. So moet dit ook nie mis nie. Die luisteraars van ons kant af, vra ons asseblief, gaan na ons Facebookblad toe, like dit, share dit, help hierdie gemeenskap radiostasie om te groei. Julle groei saam met ons, en dink net hoe lekker kan dit ook vir julle wees om te sê, dat Radio Fynbos gemeenskapsradiostasie is van Hessequa, wat iets doen op 'n ander vlak. Ons onderhoude lyk anderste, ons advertensies lyk anderste, en ons diens is absoluut net anders. Ja, en moenie vergeet nie, ons is 'n ongelooflike vrolike stasie. Baie wat ons sê, is tong in die kies, want ons wil mense laat lag. Ons wil die goeie uit almal uitbring. En ek dink ek weet nie of 'n mens so 'n mannetjie kry nie, Leonie, wat aan my hoe deur kom klop, wat jy nou sê, dan juig ek nie. Kry jy 'n lotto mannetjie om te sê jy het gewen? Jy weet daai lotto wat jy speel, so 'n mannetjie, dis nie hy nie, nee. Nee, maar die wat in jou huis is, lyk of hulle die jackpot geslaan het, as daar die een voor die deur staan. Leonie is tuis, hy wil my nie antwoord gee nie. Dis reg, luisteraars, baie dankie. Rina Pretorius van Stilbaai, jou volgende song gaan nou gespeel word, net na die program. En ons sê, sy dra dit op aan Dr. Thys Hamman, en aan Gert haar seun, en al haar vriende. Lekker luister, dankie Chantay, dankie Leonie, vir hierdie lekker uitsending. Mooi loop almal. Daar sê, ons gaan dan nou luister na I Have a Dream van Westlife, en so sê ons vir al die luisteraars, hou aan droom, hou aan glo, hou aan hoop, en hou aan net die lewe geniet. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie, Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.